Welkom terug graad 12. Ons kyk nou na die ontleding en die vertolking van finansiële state. Bladsy 72 tot 76. Goed, ons begin deur te kyk na die ontleding en vertolking van finansiële state. So dit is baie belangrik dat ons die syfers wat op die finansiële state is, kan vertolk en inligting daarvan af kry, sodat ons ook ingeligte besluite kan neem ten opsigte van die winsgewendheid, rentabiliteit, likwiditeit en die solvabiliteit van die maatskappy. So die volgende berekeninge en verhoudings is spesifiek van toepassing op maatskappye met beperkte aanspreeklikheid. So die opbrengs op aandeelhouersbelang se formule lyk as volg. Ons het netto inkomste na belasting gedeel deur die gemiddelde aandeelhouersbelang maal met 100 op 1. So ons maal met 100 op 1 want ons soek 'n persentasie. So belangrik, let wel, aandeelhouersbelang is gelyk aan gewone aandelekapitaal plus jou behoue inkomste. Gemiddelde aandeelhouersbelang verwys na die beginsaldo plus die eindsaldo gedeel deur 2. So die helfte daarvan. Dan dit verteenwoordig dan nou die opbrengs verdien op aandeelhouersbelang. Dit moet vergelyk word met die vorige jaar, so belangrik. In jou kommentaar gaan jy dit vergelyk met die vorige jaar se opbrengs. Jy gaan dit ook vergelyk met die volgende, die rentekoers op vaste deposito. Soortgelyke beleggings soos die opbrengskoers wat soortgelyke maatskappye bied, skuld of aandeelhouersbelang verhoudings, as ook die marktoestande. So ons dan nou volgende kyk na die netto batewaarde per aandeel. Ons het dit nou al klaar in vorige aktiwiteite gedoen. Kyk ons na die totale gewone aandeelhouersbelang gedeel deur die aantal aandele uitgereik maal met 100 oor 1 en dan gee dit vir ons 'n sent per aandeel prys. So let wel dat die aandeelhouersbelang bestaan uit gewone aandelekapitaal plus behoue inkomste. Dit verteenwoordig die waarde van 'n aandeel op enige gegee tydstip. Dit berekende bedrag, die berekende bedrag moet naby aan die markwaarde van die aandeel wees. As die berekende bedrag baie laer as die markwaarde is, word die maatskappy nie behoorlik bestuur nie. As die bedrag baie hoër as die markwaarde van die aandele is die aandele gewaardeer. Met ander woorde, dit was vir te goedkoop verkoop. Dan as ons kyk na dividende per aandeel, gaan ons die totale dividende vat gedeel deur die aantal uitgereikte aandele maal met 100 oor 1 en dit gaan vir ons 'n sent per aandeel gee. Nou let wel, totale dividende beteken interim dividend plus finale dividend. So hierdie berekening bepaal die bedrag wat deur die aandeelhouers per aandeel verdien en uitbetaal is. Okay, verdien en uitbetaal is as beloning vir die belegging in die besigheid. Sommige beleggers stel belang in hoë dividende, waar ander beleggings die waarde van hulle aandele wil sien groei. Daar moet bepaal word met watter tipe belegger die maatskappy hoofsaaklik te doen kry. Dan kyk ons na die verdienste per aandeel. So dit is dan nou die wins na belasting gedeel deur die aantal uitgereikte aandele maal met 100 oor 1, want dit gaan vir ons ook 'n sent per aandeel
prys gee en hierdie berekening bepaal dan nou die bedrag wat die aandele aan wins verdien het nadat belasting afgetrek is. Indien daar geen winste vir die jaar teruggehou word nie, is die bedrag wat per aandeel as dividend uitbetaal kan word. Maar onthou, ons hou altyd winste terug. Hierdie is net om te sien dat sou daar nie winste teruggehou word nie, wat die bedrag sou gewees het per aandeel. Dan opbrengs op gemiddelde kapitaal aangewend, so die netto wins voor belasting en voor rente-uitgawe gedeel deur die gemiddelde kapitaal aangewend. Maal met 100/1 gee vir ons 'n persentasie. So gemiddelde kapitaal aangewend beteken die aandeelhouers aktiwiteit plus die nie bedryfslaste gedeel deur 2. Indien die persentasie laer as die rentekoers op lenings by banke is, so ons vergelyk hierdie met die lenings rentekoerse, so as dit laer is, dui dit op 'n negatiewe hefboom en moet daar nie nog lenings aangegaan word nie. Indien die persentasie egter hoër as rentekoerse is, dui dit op 'n positiewe hefboom en moet lenings nie dadelik terugbetaal word nie. So met ander woorde, as dit 'n negatiewe hefboom is, het ons te veel skuld en moet ons nie nog lenings aangaan nie, ons moet probeer om daai so vinnig as moontlik terug te betaal. Wanneer dit egter hoër is en 'n positiewe hefboom wys, dan hoef ons nie dadelik daardie lening terug te betaal nie, beteken ons is nog veilig. Gemiddelde debiteure invorderingstermyn, so dan kyk ons na ons gemiddelde debiteure gedeel deur ons kredietverkope maal met 365/1, want hier wil ons die dae hê as ons antwoord. So gemiddelde debiteure beteken die beginsaldo van ons debiteure plus die eindsaldo van ons handelsdebiteure gedeel deur 2. Hierdie is baie belangrik vir die likwiditeitsverhouding. Daar word gepoog om debiteure se skuld natuurlik binne 30 dae in te vorder. Hoe vinniger ons geld ontvang, hoe beter. Is dit vir ons kontantvloei, so debiteure kan aangemoedig word om vinniger te betaal deur kortings toe te staan of dan nou negatief rente te hef vir agterstallige rekeninge. Dan kyk ons na ons gemiddelde krediteure betalingstermyn, ook belangrik. Ons wil dit ook in dae hê, so ons vat ons gemiddelde krediteure oor die krediet aankope maal met 365/1 en gemiddelde krediteure is dan nou die beginsaldo plus die eindsaldo van ons handelskrediteure gedeel deur 2. Hierdie is ook baie belangrik vir die likwiditeitsverhouding. Daar word natuurlik gepoog om ons krediteure te beding na 90 dae te betaal. So langer dit neem om krediteure te betaal, hoe beter is dit vir die kontantvloei situasie. So die bedingingsmag by krediteure word verkry deur grootmaat aankope, goeie krediet of terugbetalingsrekord en langtermynverhoudings. So dit is vir ons goed as ons kan so naas moontlik aan 90 dae kom. Want hoe langer ons vat om ons krediteure te betaal, hoe beter is dit vir ons kontantvloei situasie. Natuurlik is dit nie goed as dit baie kort is nie, of as dit dan nou baie ver oor 90 dae gaan, lyk dit ook dan nou nie goed nie, dan lyk dit asof ons nie ons krediteure graag betaal nie. Dan kyk ons na die skuld of aandeelhouers belangverhouding, so die hefboomverhouding, kan dit ook genoem word. Dit is dan nou ons nie bedryfslaste teenoor ons aandeelhouersbelang. Waar ons aandeelhouersbelang
1 is. So, aandeelhouersbelang is dan nou ons gewone aandelekapitaal plus ons behoue inkomste. Hier wil ons, as die verhouding laer is as 0,5 tot 1, word dit 'n lae risiko beskou. En behoort finansiële instellings geld aan die besigheid te leen aangesien dit laag gerad is. As dit natuurlik dan nou egter hoër is as 0,5 tot 1, beteken dit die onderneming is hoog gerad en aangesien dit meer op lening staat maak, sal dit dan nou natuurlik 'n meer hoër risiko wees vir banke of enigiemand om dan enige lenings aan ons toe te staan. So natuurlik soek ons dit 0,5 tot 1 of laer, want mens wil maar altyd 'n laer risiko wees, maar dit kan gebeur dat ons bietjie te veel skuld aangegaan het en ons nou dalk 'n 0,6 of 'n 0,7 tot 1 is. Ons wil definitief nie 1 tot 1 wees nie, wat dan nou beteken ons risiko is nou heelwat hoër en banke gaan natuurlik dan 2 keer dink voor hulle vir ons enige finansiering gee. Goed, dan kyk ons na ons bedryfsverhouding. So dit is dan nou ons bedryfslaste teenoor ons bedryfsbates, waar ons bedryfslaste 1 is. So onthou om altyd die huidige jaar se verhouding met die van die vorige jaar te vergelyk. Baie belangrik. Ons moet die 2 jare met mekaar vergelyk. So die norm is 2 tot 1, wat beteken ons het 2 keer soveel bates as wat ons laste het. Goed, so dit beteken die onderneming se korttermynverpligtinge behoort nagekom te word. Daar moet egter altyd gekyk word na die ander likwiditeitsverhoudings om te bepaal of te veel voorraad nie gehou word nie, debiteure te lank neem om te betaal, krediteure te vroeg terugbetaal word. Onthou 90 dae. As die verhouding laer as die veilige norm is, die likwiditeit nie goed nie en moet maniere gevind word om dit te verander, soos byvoorbeeld debiteure aan te moedig om vinniger te betaal, met krediteure te beding vir 'n langer betalingstydperk, omsetsnelheid van voorraad te verhoog, so vinniger ons voorraad om te skakel in kontant. Dan kyk ons na die 4-proefverhouding. So dit is dan nou ons bedryfsbates minus die voorraad teenoor die bedryfslaste, waar ons bedryfslaste dan nou 1 is. En weer eens onthou, ons moet dit met die vorige jaar vergelyk. So die veilige norm hier is 1 tot 1. So dit beteken die onderneming kan hulle korttermynverpligtinge nakom, sonder dat enige voorraad dringend verkoop hoef te word. As dit egter laer as 1.1 is, gaan die onderneming voorraad moet verkoop om die korttermynskuld te betaal, wat nie goed is nie. So die voorraad sal dalk teen laer pryse op uitverkopings moet verkoop word, sodat daar geld is om daai korttermynverpligtinge na te kom. En dit is natuurlik wat ons nie wil hê nie. So, ons soek 1 tot 1, 2 tot 1, 1.5 tot 1, enigiets hoër as 1 tot 1, laer is 'n probleem. Omsetsnelheid van voorraad, so dit is hoe vinnig ons voorraad omskakel, so ons vat ons koste van verkoop en ons gedeel deur die gemiddelde voorraad en dit gee vir ons 'n aantal kere per jaar. So gemiddelde voorraad is natuurlik die voorraad aan die begin van die jaar plus die voorraad aan die einde van die jaar gedeel deur 2. So dit verteenwoordig die aantal kere wat die voorraad gedurende die finansiële jaar vervang of verkoop is. So daar moet na die
voorraad-omsetsnelheid van die vorige jaar ook gekyk word om te sien of dit verbeter of verswak het. Dit is ook belangrik om na die voorraad-omsetsnelheid van soortgelyke produkte te kyk om gevolgtrekkings te kan maak. So om te kyk na ander besighede wat dieselfde tipe produkte verkoop, hoe lyk hulle omsetsnelheid van voorraad en dan jouself te vergelyk met hulle. Aantal maande se voorraad voorhande. So ons vat ons gemiddelde voorraad gedeel deur ons koste van verkope maal met 12 want ons soek 'n antwoord in maande. So dit verteenwoordig die aantal maande waarvoor daar genoeg voorraad voorhande is. So dit bepaal ook wanneer voorraad aangekoop moet word en dit moedig goeie interne beheer oor voorrade aan. Natuurlik wil mens nie sit met maande en maande se voorraad op hande nie, maar dit gee vir mens net half 'n idee van wanneer mens dan nou weer voorraad moet koop of hoe gereeld voorraad gekoop word en dan nou ook as jy voorraad het wat daar lê vir 2-3 maande, hoe om goeie interne beheer toe te pas sodat daardie voorraad nie verdwyn of gesteel word of ook dat dit beskerm word teen dalk moontlik 'n brand of 'n vloed of dalk 'n pyp wat bars of iets wat kan veroorsaak dat daardie voorraad dan daarmee heen is. Dan kyk ons na graad van solvensie. So dis ons totale bates teenoor ons totale laste. En ons laste is altyd dan 1. So totale laste is dan ons nie bedryfslaste plus ons bedryfslaste. En hier is die veilige norm 1:1. So indien die besigheid meer laste as bates het, is dit natuurlik 'n probleem, sal dit beteken dat die aandeelhouersbelang gebruik moet word om laste terug te betaal, wat beteken dat aandeelhouers verloor van hulle belegging natuurlik. So 1:1 is die norm, met ander woorde, as ons die bates verkoop, sal ons al ons laste kan delg. Ons wil natuurlik 2:1 sien, wat baie goed is, maar enigiets laer as dit beteken ons het nie genoeg bates om ons lastes te dra nie, en natuurlik gaan die aandeelhouers dan nou verloor op hulle belegging. Goed, laastens gaan ons kyk na die finansiering van uitbreidings deur 'n lening of dan nou die uitreik van aandele. So wanneer 'n maatskappy dan nou fondse benodig om uit te brei deur addisionele kapitaal, bates aan te koop, kan dit hoofsaaklik op 2 maniere gefinansier word. So die eerste een is natuurlik om 'n lening aan te gaan. So indien 'n addisionele lening vir uitbreidings oorweeg word, moet daar na die volgende 2 verhoudings gekyk word. So eerste gaan ons moet kyk na die skuld teenoor aandeelhouersbelang, so ons hefboomverhouding. So as die verhouding dan laer is as 0.5:1, sal die banke bereid wees, soos ons voorheen genoem het, om vir ons dan nou 'n lening toe te staan, aangesien die onderneming as 'n lae risiko beskou word. Maar sou die verhouding dan nou egter hoër wees as dit, gaan die banke moontlik nie vir ons 'n addisionele lening toestaan nie, omdat ons maatskappy dan nou gesien word as 'n hoë risiko. In hierdie geval sê ons die maatskappy is hoëgerad, en hierso sal ons natuurlik sê die maatskappy is laaggerad. So hoë risiko, hoëgerad, lae risiko, laaggerad. Lae risiko, laaggerad. Dan kan ons kyk na opbrengs op gemiddelde kapitaal aangewend. So die persentasie opbrengs op gemiddelde kapitaal aangewend moet met die rentekoerse van die lenings vergelyk word, om te bepaal of die maatskappy die ekstra rente kan bekostig. So indien die opbrengs dan nou hoër as die rentekoerse is,
waarteen geld by banke geleen kan word, sal dit die moeite werd wees om 'n addisionele lening aan te gaan. As dit dan egter laer is, as die rentekoers op lenings, moet daar na alternatiewe maniere gesoek word om die uitbreiding te finansier, aangesien die maatskappy nie die ekstra rente kan bekostig nie. Dan, die tweede opsie is dan natuurlik uitreik van nog aandele, indien moontlik. So indien 'n maatskappy oorweeg om ekstra aandele uit te reik om uitbreidings te finansier en ekstra bates te bekom, moet die volgende in ag geneem word. So dan kyk ons na die opbrengs op aandeelhouersbelang. Die opbrengs op aandeelhouersbelang moet met rentekoerse op vaste deposito's vergelyk word. Okay, baie belangrik, dit moet met die rentekoerse op vaste deposito's vergelyk word. Indien die opbrengs dan nou hoër as die rente koerse wat die banke aanbied op vaste deposito's is, sal die aandeelhouers tevrede wees dat addisionele aandele uitgereik word, solank dit steeds aan hulle 'n hoër opbrengs as die rentekoers van die bank se beleggings bied. Natuurlik gaan dit vir hulle oor opbrengs, so hoe meer hulle uit dit uit kan kry, hoe beter. Dan ook om te kyk na die vergelyking netto batewaarde met markprys, so indien die netto batewaarde van die aandele hoër as die markprys is, sal die aandeelhouers nie graag addisionele aandele wil uitreik nie, aangesien nuwe aandeelhouers dan die aandele teen 'n goedkoper prys koop as wat dit werklik werd is. Ons sê in hierdie geval die aandele is onderwaardeer. Dit is gewoonlik 'n goeie tyd vir 'n maatskappy om aandele terug te koop. Indien die markprys egter hoër as die netto batewaarde van die aandele bereken, beteken dit dat daar vertroue in die maatskappy is en is die publiek bereid om meer te betaal vir aandele as wat die netto draagwaarde van die bates is. So in hierdie geval sal dit raadsaam wees om dan addisionele aandele uit te reik om die uitbreidings te finansier en die maatskappy nog meer winsgewend te maak.